Here Jesus, dankie dat ek ook net die hele Tooi gesin aan U kan opdra en almal van ons wat ook familie is, Here, in Christus en wat sy diep spore in ons lewens getrap, Here Jesus, en al die mense wat voor ons nog gekom het, waar hulle ook ingeskakel was en deel was, en soveel mense wat hartseer is, Here, wat afskeid neem, wat 'n verlies ervaar vandag. En ons wil regtig net elke persoon opdra en vra Heilige Gees, dankie dat U ons kom troos. U is die groot vertrooster. En ek vra in die oomblikke waar die leemte te erg raak en waar dit regtig moeilik gaan en mense alleen voel, mag U hulle vasdruk teen U bors. Dankie dat U daar is in daardie oomblikke, Here. En ons eer U vir haar lewe. Ons sê dankie. Want sy was 'n groot geskenk aan elkeen van ons, Here, en ons sê regtig dankie, dankie Jesus. En Vader, dan wil ek bid vir ons harte, en ek wil julle nooi om te staan, net daar waar julle is, dat ons staan en die Here eer met die feit dat ons staan in sy teenwoordigheid. Here Jesus, dankie dat ons net na U toe kan kom en vir 'n oomblik wil ons gedagtes en ons harte en die gejaag van die lewe wil ons tot stilstand ruk in U heilige teenwoordigheid, Here Jesus. Wil ons oorrig na God Almagtig, na die ewige een, die een wat is, wat was en wat vir altyd is, Here. En ek vra Heilige Gees vir een ding, en dit is dat ons vanoggend die weg sal stap met die regte perspektief van wie U regtig is en wie ons is. Here Jesus, dat U die regmatige plek in ons lewens sal inneem. Dat ons sal moeite maak om ons lewens in te rig volgens U en nie volgens alles anders nie. Maar dat U prioriteit sal geniet in ons harte, in ons skedules, in ons huishoudings, en hoe ons lewe aanpak, Here, hoe ons besighede bedryf, hoe ons met ons finansies werk, elke aspek van ons lewens, mag U heel eerste wees, Here. En ons eer U deur te staan, want U alleen is God. En Vader, ek vra namens ons almal om verskoning. Ons bely die feit dat ons so besig raak, dat ons U nie eerste sit elke dag nie. En ek vra, Here, mag dit ons harte breek, soos wat dit U hart breek, omdat U eintlik alles is wat ons nodig het. En ek vra, Here Jesus, dat U net vandag met elkeen sal praat, waar hy of sy is, soos Louis ook gebid het, Here, help ons om te luister na U stem, en hoe U met elkeen van ons afsonderlik praat, Here. Help ons om nie te vergelyk nie, maar help ons om net gehoorsaam te wees aan dit wat ons self van U af hoor. In Jesus naam alleen. Amen. So, ek gaan nie 'n tradisionele Pinkster boodskap bring nie, so as jy hier is vir dit vanoggend, sorry, jy is klaar teleurgestel. Ek gaan eerder begin deur te getuig, en dan as jy wonder oor die papiertjies op die stoele, dit gaan nou van toepassing wees op wat ons gaan doen. So, het gaan jou ongemaklik maak, dis okay, die Here is meer as okay met jou ongemak, maar ek gaan getuig, want verlede week, of eintlik 2 weke terug, toe was ons by ons konferensie gewees, en die tema was listen gewees, en dis nie hoekom my titel vanoggend van die boodskap wat ek nou gaan oor ingaan, listen is nie, maar regtig, dat ek bid en ek vra vir Here, wat wil hy hê, moet ek sê oor hom, as die Heilige Gees, het hy net gesê, ons moet leer om te luister na sy stem. Ons moet leer om te luister wanneer hy met ons praat, en ons moet gehoorsaam wees wanneer hy met ons praat. En uit dit wil ek getuig, ek het teruggekom van die konferensie, en ek het, dit was goed, ek het baie ontvang, en ek gaan nie vanoggend 'n boodskap wat daar gepreek was met julle deel nie, dis net toevallig dat dieselfde tema is, maar die Here het definitief iets binne my kom doen, in terme van gehoorsaam wees en luister. En ek moes nagmaal boodskap doen verlede Sondag, en ek sukkel, en die Saterdag sonder ek myself af, en ek sê vir die Here, okay, kom, nou het ek ietsie nodig. En hy gee toe vir my iets, en ek ervaar in 'n mate deurbraak in daardie afstand wat ek voel tussen my en die Here, maar ek kom Sondagoggend hier en ek is soos, nee, dis nog nie reg nie, en ek gaan sit in die gebedskamer, en ek sit by die Here, en ek sê vir hom, okay, wys vir my, wat is daar in my lewe en in my hart, wat U blokkeer, want ek wil nie
dit wat U vir my gegee het om te deel vandag moet deel, as dit nie uit 'n heeltemal 'n oop plek kan kom nie. En daar was 'n oomblik van stilte en toe praat die Here met my. En dit is wat ek julle wil aanmoedig, moenie vergelyk nie. Die Here praat met elkeen van ons op verskillende maniere. Party mense is baie bevoorreg, hulle kry die hele tyd drome en visioene en sulke dinge en ek is nie een van daai mense nie. En hulle sien prentjies of hulle ry net in die straat af en dan praat 'n straatteken met hulle en 'n padteken en al sulke dinge. Ek is nie een van daai mense nie, maar die Here drop goed in my gees. Iets wat 2 sekondes terug nie daar was nie en nou ewe skielik is dit daar en dis so teen wat ek wil hoor gewoonlik en iets wat my nader aan die Here bring dat ek weet is hy. Okay. Maar jy moet gaan kyk en vir die Here vra, hoe praat U met my as 'n individu? Want hy praat met almal van ons. Party mense het 'n wonderlike gawe om net die Bybel oop te maak en as hulle soos wat hulle lees, praat die Here net baie duidelik met hulle deur die skrif. Ek het ook nie daai gawe gekry nie. Maar na 'n oomblik van stilte, toe praat hy met my en sorry, hy praat met my meeste van die tyd in Engels. To say, Nimi, I need you to see that you are being unfaithful to me. En voordat dit condemnation geraak het, volg hy dit op en hy sê, Nimi, you need to learn how to trust me in the areas that you are the most scared of trusting. You need to learn how to trust me in those areas. En net daar breek dit 'n klomp goed vir my oop. Hoe ek in verhoudings om my vriendskappe, my familieverhoudings, my werksverhoudings, wat ek doen by die kerk, oral se hardloop ek en ek soek die liefde wat net God vir my kan gee, die waarde wat net God vir my kan gee, die doel wat net hy vir my kan gee. Daai thirsts, die Bybel praat van thirsts. En al daai goedjies gaan soek ek op al hierdie ander plekke, maar ek gaan raak nie stil en sit by die een en konfronteer my vrese voor die Here om hom dieper en dieper te leer vertrou nie. En net daar sê ek vir hom, okay, as ek dit self kon regkry, dan het ek dit nou al gedoen, dat ons nie hierdie probleem gehad nie. So, Here, wys my. Leer U my dan hoe om U te vertrou. En toe preek hom hart toe. En daar kom my eerste challenges net om te hoor hoe om hart toe oor gebed praat en oor Jesus en God praat asof hy sy beste vriend is. And I was so humbled by this experience because he was telling a story of when he was 46 years old and I was doing the math in my head and I think I was about 4 years old when that happened. And I just had this very humbling moment where I came before God and I was, God, I know nothing. I thought I knew something. I thought I knew who you are. I thought I had something to give to people in testifying about who you are. But I actually have nothing. I have so much to learn from the people who went before me. And even just by reading your word, sitting under your word, and learning from the word who God is. Om in die woord te sit en te gesouk te word met wat daar staan, wie God is. Om waarlik te leer wie hy is en om te leer ken uit sy woord uit. En dit het 'n baie radikale impak op my stilte tyd gehad hierdie week, dat niks is vir my belangriker as om in die oggend ordentlik by sy voete te sit voor ek my dag ingaan nie. Niks is vir my belangriker as om in die aand te debrief en by die Here af te pak. Here, hierdie goed het in my dag gebeur, hierdie goed is ek nie so trots oor nie. En waaroor ek vandag met julle gaan gesels is net die belangrikheid vir ons as kinders van God, dat as jy waarlik wil groei, moet jy leer om te bid soos Dawid gebid het. En Jessie kan daai skrif, jy kan maar daai skrif van Psalm 139. We need to pray this daily and ask God, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. En ek het maandag na Sondag voorberei vir young adults en ons doen op die oomblik dangerous prayers soos wat die leefgroepe ook doen en dit is die eerste sessie. Gaan oor die konsep van search me en ek was net weer eens getref met hoe goed God is want dis presies wat ek gebid het daai Sondagoggend. Hoe getrou die Gees van God is om my en jou te lei en dat dit is sy hartsbegeerte vir ons. Dat ons kan weerloos en eerlik wees voor hom. Here, iets is nie reg nie. Ek is nie tevrede met die kondisie van my lewe en waar ek is in my verhouding met U nie. Help my om daai volgende tree te neem om dieper saam met U te gaan.
En ook vir praktiese goeders, as jy 'n besigheidsbesluit moet neem, as jy dalk bid oor 'n skuif wat jy as 'n familie moet doen, bid hierdie gebede, want hy gaan jou wys. Jy dalk klaar iets in jou hart wat jy hoop gaan gebeur, maar die Here wil dalk vir jou iets anders wys. Maar omdat jy klaar jou hart op iets anders gesit het hy dalk nodig om vir jou te kom wys, maar jy moet jou afgod van wat jy graag wil hê aan my oorgee en vertrou dat wat ek vir jou het is beter. En dit is hoe dit gaan met baie van hierdie dinge in ons lewens. So die doel van die papiertjies, en Kobus, jy kan vir ons kom speel, ons Kobus. Wat was dit? Hy lyk so netjies met sy hare wat so kort is, dat ek kan hom nie herken nie. Die doel van die papiertjies is, ons gaan net die volgende 5 minute gebruik, en hierdie gebed bid, en ek verwag nie dat almal hier en nou 'n antwoord gaan kry nie, maar ek het net gevoel, ons gaan nie verder in die woord ingaan wat ek wil deel, voordat ons nie eers ons harte voor die Here bring nie. So, hulle gaan die kameras, hulle gaan die recording stop, jy hoef nie of bang te wees dat iemand gaan kyk wie het opgestaan en wat gedoen nie, maar wat die Here vir jou wys, skryf dit neer op 'n papiertjie, moenie jou naam byskryf nie, asseblief. Skryf net wat hy vir jou wys op 'n papiertjie neer, vou hom toe, gaan nou 'n mandjie hier voor sit, dan kom jy op as 'n profetiese aksie van, Here het nou hierdie ding vir my gewys, en as 'n profetiese aksie staan ek op en bring ek dit na die altaar toe, dat ek gaan nie dit hier los nie, ek gaan 'n bold tree van geloof neem, dat wat u vir my gaan hê volgende, gaan die beste ding vir my wees. Okay, so dit is die uitdaging. Dankie julle. Nou verder, hoe tree ek in God se liefde vir my in hierdie situasie? Hoe leer ek om heeltemal te vertrou met die dele van my lewe waaroor ek nie so seker is nie, waar ek nie so trots is nie, waar ek bang is, waar ek uit my gemak voel. Dankie dat u goed genoeg is om ons te kom wys. U weet wat ons nodig het. En ek bid dit net oor ons, Here Jesus, dat dit nie hier stop nie. Mag dit 'n gebruik wees wat ons in ons stilte tyd inbring, Here, om gereeld by u voete te sit en te vra, Here, deursoek my hart, deurgrond my hart, kom kyk, wat is daar wat nie daar hoort nie, Here? Waar het ek my wil en my begeertes op iets gesit wat nie van u af is nie? En wys my die pad vorentoe. En Here, ek vra vir die moed om gehoorsaam te wees dan, en te doen wat nodig is. En vir party van ons is dit groot stappe om te neem. Maar Heilige Gees, ek vra dat u al die pad langs ons is. Lord, may you affirm us as we walk in your ways. May you fill us with the love and the surety of faith that we need, that we are walking in your ways as we take a bold step of obedience, following you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Dankie, Kobus. En miskien het jy niks gehoor nie. Dit is okay. Die Here praat met ons. Dis gewoonlik die eerste ding wat by jou opkom. Maar gaan doen die oefening weer verder by die huis. Dis regtig van soveel waarde. En as jy wonder wat ek hiermee gaan doen, ons het 'n lekker kaggel by die huis. Ek gaan dit net in die kaggel gooi. Ek gaan niemand se goedjies lees nie. Maar ek gaan dit gebruik om vuur te maak vanaand. Okay, so ek eer elkeen van julle wat die stap geneem het en dalk ongemaklik was en dit was dalk 'n eerste vir jou, maar ek weet die Here wil vandag met jou praat. En ek het net gevoel uit wat ek nou gedeel het, my ervaring met hom, Arthur se getuienisse uit sy lewe was en goed, net die besef wat ons nodig het om te voor oë te hou die hele tyd hoe groot God is. Wanneer ons hierdie doen ook. Because our hearts are so deceptive that we need to have a healthy view of who God is and who am I as a human. Who am I? So Psalm 103, I'm just going to read the whole psalm and then I'm going to end off by sharing what I want to share of the Holy Spirit. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like eagles.
The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far he has removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him, for he knows how we are formed. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children, with those who keep his covenant and remember to obey his precepts. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you, his angels, you, mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you, his servants who do his will. Praise the Lord, all his works, everywhere in his dominion. Praise the Lord, O my soul. Hoe mooi is hierdie psalm nie? Dis so mooi, want dit help ons net om weer te sien, hy is God, en ons is net vir 'n rukkie. Ons lewe is so vinnig verby, en hy moedig ons aan in Matteus 6, dan sê hy, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Al hierdie ander dinge wat so maklik ons lewe oorheers, wat so maklik bepaal hoe ons ingesteldheid is vir die week wat voor lê, of hoe jy jou kinders grootmaak, of hoe jy met jou finansies handel. Kom by 'n plek as 'n gemeente waar God eerste is, waar sy manier van dinge doen eerste is, en dit is moeilik, ek verwag nie van jou dat dit oornag gaan verander dalk in jou lewe nie, maar as jou hart daarna begeer, gaan die Here getrou wees om jou te lei hoe om dit te doen. Want jy kan die hele Psalm 139 ook gaan lees, ek gaan nie dit ook vir julle lees nie, maar dit is so 'n mooi psalm van hoe God jou intiem ken. Hy weet wat die motiewe van jou hart is, hy weet hoekom. Hy weet wat in jou gedagtes aangaan en waar dit vandaan kom, en hy weet hoe bedrieglik jou eie begeertes is in jou hart is. Want in Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê dit oor ons harte, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. En dit is regtig wat ek ervaar het, die Here wil hê ek moet deel oor die werking van die Heilige Gees in ons lewens, is, hy is so ingestel op hierdie, en dit is iets waaroor ek en jy, ons hardloop verby dit, asof dit nie belangrik is nie, want ons is meer gefokus baie keer op wat ek moet doen. Wat moet ek alles doen vandag met my tyd, dat ek produktief voel? En daai produktiwiteit gee baie keer vir ons waarde, dit gee vir jou, dat jy voel ek het 'n doel. Maar wat die Here wil hê is, dat ek en jy besef, hy is buite tyd. As jy 50 jaar gaan vat, voordat jy die woede waarin hy wil werk in jou hart vir hom gee, gaan hy 50 jaar vir jou wag, totdat jy daai stukkie van jou hart ook vir hom gee. Hy dalk vanoggend vir jou ietsie kom wys, waar jy iemand moet vergewe, of jouself moet vergewe, vir iets wat gebeur het. Hy is geduldig. Hy gaan wag, totdat jy daai stukkie van jou hart ook vir hom gee. Want ek en jy jok vir onsself, oor wat regtig hier binne aangaan. Ag, hierdie dingetjie waarmee ek besig is, na ure, niemand weet daarvan nie, dis nie eintlik so erg nie, dit maak net my seer, niemand anders word geaffekteer daardeur nie. Maar dit steel die liefde wat jy vir jou kinders kon gegee het. Of as jou balans tussen die tyd wat jy by die werk spandeer en by die huis spandeer, bietjie nie reg is nie, dit maak seer. En dis net die Here wat ons in hierdie fynere dinge kan lei, hoe lyk sy weg vir jou? Maar ons jok vir onsself, en ons het nodig om eerlik te wees hieroor. Honesty is key, and God honors it when we want to be honest about what's going on in here. And
I think in a way it is disrespectful when we keep on telling him, no, it's not, my heart's not in such a bad condition, but he's trying to, as a loving father, tell you, see what's going on in here. He's a loving father, and I'm going to touch on the love of God now in a while. But first, let's read in Acts 1, verse 8, because I want to get to the role of the Holy Spirit, die rol van die Heilige Gees in ons innerlike lewens. En ek weet hierdie versies is wat Jesus sê, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. En hierdie is so waar vir, as ons lees in Handelinge wat gebeur het met die disippels, die apostels, toe hulle gedoop is in die Heilige Gees op Pinkster, hoe hulle uitgegaan het met waagmoed en die woord gaan verkondig het. They went out with boldness, and all of a sudden, people like Peter, who just a moment ago denied Jesus 3 times, he stands before the Sanhedrin and he has this bold faith to not deny Jesus again. En daar's hierdie verandering wat plaasvind en die krag van God is op hulle om wonderwerke te doen en genesings te bring en al daai goed, maar ons kan so uiterlik gefokus raak deur die teologie wat ons oor jare geleer word oor die Heilige Gees, dat ons die persoon van die Heilige Gees mis wat binne in jou hart ook op kragtige maniere wil kom werk. En dit is wat die Here op my hart druk, is fokus vandag net op dit. So gaan lees gerus al die skrif wat gaan oor die gawes van die Gees, gaan lees die getuienisse in Handelinge en ander plekke van die gawes van die Gees en alles wat Jesus gedoen het deur die krag van die Heilige Gees in die evangelies. Gaan lees dit, dat dit jou geloof kan stig vir daardie dinge. Maar dit is my altyd so kosbaar om te lees in 1 Korintiërs 12, gaan dit outomaties oor van die gawes van die Gees na liefde. En dan gaan hy weer verder in die gawes van die Gees. Asof hy ons net gou weer wil terugbring na, maar onthou net, al hierdie dinge beteken niks as jou fokus en jou begeerte nie eintlik is om God se liefde in jou te hê en uit te leef na ander nie. Okay. En dit is die werking van die Heilige Gees, is hy kom op 'n baie ongemaklike en intieme manier en hy werk in die dele in ons lewens waar ons nie wil hê hy moet werk nie, nê. Waar ons vir onsself wil jok, dis nie so erg nie. My uitdaging vandag aan julle is om rarig te begin oorgee, to yield to the working of the Holy Spirit. Because in Jeremiah 18, we read that the working of the Spirit is like the potter. He says, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. En ek was bevoorreg geweest, ek het net 'n prentjie opgesit dat julle, die wat nog nooit dit gesien het nie, dit kan sien. Maar ek was bevoorreg geweest dat my ma vir jare toe ek groot geword het, sy pottebakkery gedoen. En ek het daar gaan sit en gesels na skool, ek het my huiswerk gedoen daarso, maar ek het oor en oor hierdie beeld van hoe 'n pottebakker klei vat en die ligblaasies uitvryf en die klei lekker brei tot dit reg is en dan hoe sy gaan sit by die wiel en dit gooi op die wiel. Dis rof en dis grof en dis seer, nê? Nee? As jy dink dis wat die Here deur die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens kom doen partykeer. Maar dan vorm die hande is so nou betrokke in die vorming van die eindproduk. En as jy aan die einde kom en jy is nie tevrede met hoe dit lyk nie, dan begin jy oor met daai selfde stuk klei. En ek dink dis baie keer wat die Here in ons journeys doen. The Lord comes and he brings you to a certain point and all of a sudden things start happening that you do not understand and it hurts and you're questioning the faithfulness of God in your life. But just know that he is a faithful Father. And as the potter is working with the clay, bringing new form into it, so he will continue to work in your life as well. En op die ou einde gaan Christus in jou gevorm wees. En ek dink as Christene, dis een ding wat ek gevoel het die Here wil hê, ek moet op klem lê vandag, is die Heilige Gees werk in jou met krag, sodat ek en jy soos Christus kan lyk. En ons kan nie uitgaan en effektiewe getuies wees as my lewe nie self ook getuig van Jesus nie, dan maak dit nie eintlik saak wat hier uitkom nie.
Want dan is ek, soos 1 Korintiërs 13 sê, net 'n klinkende simbaal, wat net 'n geraas maak. Die Here roep baie min mense na 'n platform met 'n mikrofoon toe. Maar hy roep elke liewe een van ons, om hoe ook al ons kan, waar ook al hy ons gesit het, te getuig, daagliks, deur hoe ons mense liefhet. Dit is die roeping, want liefde vat alles saam. En vir ons om ander lief te hê, moet die liefde van God op 'n kragtige manier aan jou openbaar word en in jou hart uitgestort word. En is dit iets waar ons ook in ons stilte tye moet gaan en sit by die Here se voete. En ek sit al 2 jaar vandat ek oor die vingers tik by die Here gehad het, dat ek nie lief is vir mense nie. Is dit my een ding, is ek wil U ken en ek wil U liefde ken. Ek wil die volheid van die liefde ken, want ek weet, hoe moet ek uitgaan en dit gaan gee wat ek nie self het nie. Okay. So God se liefde is nie iets wat ek en jy net kan afmaak asof dit nie belangrik is nie, want dit is nie die liefde waarvan die wêreld praat nie, dit is God se liefde. It is a sacrificial love that transforms us and makes us into Christ. En as ek en jy nie ingee aan die werking van die Gees in ons lewens nie, dan is dit soos Efesiërs 4 vers 30 sê, do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. The Holy Spirit is grieved when we do not yield to the working of the Holy Spirit in our lives. Because just before this, it's not going to be on the board, it says, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And then, do not grieve the Holy Spirit of God. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kan julle sien dat dit gaan vir God ook, dat ons liefde sal ervaar, deel hê van wie ons is, dat liefde ons vorm, dat die Heilige Gees deur God se liefde jou vorm en sonde uit jou lewe uitwerk deur God se liefde. Jy kan nie na Jesus kyk en die feit dat hy vir jou gesterf het aan die kruis en onveranderd bly nie. Jy kan nie herhaaldelik kyk na hy wat geen sonde gehad het en gekom het omdat hy lief is vir jou en onveranderd bly nie. As jy doen, laat ons vir jou bid, asseblief. Laat ons vir jou bid, dat jy 'n begeerte sal kry om te wil verander. Maar die doel van God se liefde is sodat sonde nie meer plek in ons lewens het nie, dat ons vryheid kan beleef van sonde. En dan, soos ons nou gelees het net, dat ons deur God se liefde getransformeer word, sodat ons dit kan uitdeel aan ander. En die eenvoudige ding wat die Here by my net gelos het vandag is, dat ons het die Heilige Gees ontvang, ja, om die gawes van die Gees ook, soos wat hy dit goed dink, te gaan uitdeel en leef en toepas daar buite. But we also receive the Holy Spirit so that the power of God can transform us. If we were able to transform ourselves, we would not need a Savior. So we need to get to a place as Christians where we are not so prideful and resisting the Holy Spirit around every bend and corner, but where we yield to the working of the Holy Spirit in our inner lives. Because this is what I'm going to end off with, is a prayer in Ephesians 3 that Paul prays. He says, "For this reason I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray with you, being rooted and established in love, that you may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge." I don't even know how you do that. To know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
En ek weet Paulus skryf baie keer goed wat net, ons verstaan nie lekker wat ons lees nie. Maar gaan sit met dit en laat dit word wie jy is deur die Heilige Gees wat werk. En ek lees net hiervan dat dit God se krag verg om hierdie liefde van God wat ons nie kan verstaan nie in ons harte uit te stort. Maar dan moet ons harte honger daarvoor. We have to have a thirst for it because we tend to disqualify ourselves from a lot of things in life, and most of the times it's because of fear. And there's a verse in 1 John that says, perfect love casts out all fear. So ons moet gaan sit by die Here se voete met al my, ek het 'n vrees vir, ek is nie goed genoeg nie, ek het 'n vrees vir die mense by my werk, Here, hulle intimideer my, ek kan nie doen wat U van my vra en 'n getuie daar wees nie. Of die kinders by die skool, Here, my vriendegroep, hulle laster en hulle sê dinge wat ek nie eintlik wil doen nie, maar ek is bang hulle verwerp my as ek nie doen wat hulle doen nie. Daai vrees. En ek en jy het nodig om by Jesus se voete te gaan sit, dat sy liefde, sy perfekte liefde in ons harte uitgestort kan word deur die Heilige Gees, sodat sy krag kan kom rus op ons swakhede. En ek het so 'n bietjie oor hierdie konsep gebid in hierdie week en vir die Here gesê, so as ek nie goed is om voor mense te praat nie, dankie Jesus dat U getrou is en my elke keer kom help met U krag, né? Dit het vir my gesê, maar nee, jou swakheid is nie noodwendig die dele waar jy tekort skiet nie. Jou swakheid is baie kere jou trotse hart. Jy het my eintlik baie meer daar nodig as by die goed wat jy dink jy nie kan doen nie. Ons het die Here se hulp nodig met die kondisie van ons harte. Okay. Kom ons sluit ons oë en dan gaan ons nog 2 liedjies sing en ek wil regtig nooi, soos wat ons die volgende 2 liedjies ook sing, laat dit tussen jou en die Here wees, dit wat hy vanoggend vir jou kom wys het, wat jy op die papiertjie geskryf het, wat jou weet jou volgende stap saam met die Here is. Vertrou vir 'n vars invulling van die Heilige Gees en ek gaan julle nooi om vorentoe te kom na die tyd as jy nog nooit gevul was of gedoop was met die Heilige Gees nie. Hier gaan leiers wees wat saam met jou bid. Maar Here Jesus, dankie vir U liefde. Vader, dankie vir U groot liefde. Dankie dat ek kan hier staan vanoggend en ek weet nie eintlik waaroor ek praat nie, Here. Maar ek hoef nie ongemaklik te voel daaroor nie, want U weet. En U is getrou aan U woord. And you know where each and every one of us are with you. You know what we need. You know where we are lacking, and you know where our hearts are hardened by sin and years of not listening to your voice. And I pray for those with humble hearts, for those with hardened hearts, I pray the same prayer, come and reveal your love to us through your Holy Spirit. Holy Spirit, you are so welcome to come and work in each and every heart today. Ons wil nie in die pad staan, Here, ons wil ruimte maak in ons lewens, dat U kan kom werk. Ons wil uit die pad uit staan, Here Jesus, nie meer ek wat die besluite maak nie. Mag U vir my sê, Here, mag ek U so respekteer, omdat ek 'n godsvreesende hart het, soos ons gelees het in Psalm 103. Mag ek U so respekteer, dat voor ek enige belangrike besluite maak, bring ek eers dit wat ek reeds het ook, na U toe, en ek vra, Here, is dit regtig U wil? En as U vir my iets heeltemal anders gee, mag ek die moed hê om te vertrou dat dit wat U vir my het is beter as wat ek gedink het om te kies. Give us humble hearts, Lord Jesus. I pray, Holy Spirit, may we get to know You intimately. May we get rid of wrong doctrines and things that might have scared us in the past when we heard about You. But may we know You intimately as our closest friend, because You are God in spirit form, coming to dwell inside of us, helping us in every step that we take. And I pray, Holy Spirit, just come where and as You know it is needed. Come in this place, Lord. We worship You, we honor You, we love You, Lord. Amen.